My naam is Pieter en my van is Kies. En ek wil vandag julle 'n storie vertel van my lewe. Nou my agtergrond is ek is 'n rekenmeester in openbare praktyk nou al vir 24 jaar. En ek was voorheen net na klaar gestudeer is, het ek polisie toe gegaan en ek het my dienspligtyd basies eintlik in die Suid-Afrikaanse polisie mag gedoen nog daai tyd. En as daai ding in jou is dit baie moeilik om van dit ontslae te raak. En ek dink nie ons liewe Vader wil hê ons moet daarvan ontslae raak nie, want hy het dit in ons geplaas met 'n doel. Ek het toe nou op 'n dag en 'n tyd gekom waar misdaad in ons omgewing begin hande uitdruk het. Ek het begin agterkom, jy sien dit op die nuus, jy sien die insidente as jy ry. En ek het toe vir my vrou gesê, ek dink ek moet begin betrokke raak by die gemeenskapspolisieeringsforum van hierdie omgewing. Wat sy natuurlik afgekeer het en ek gerespekteer het en dit nie gedoen het nie. En ongeveer het daar 'n jaar verloop na ek en sy daai gesprek gehad het en toe gebeur daar 'n insident een oggend waar 'n dame geroof word reg langs my. Ek het gehoor skree en ek het geweet daar's fout en ek het gedink dit kan 'n huisroof of iets soortgelyks wees en ek het my vuurwapen gegryp en oor die muur gespring. Probleem was ek hierdie ou gemis. Was te laat, maar hy het my gehoor land toe ek oor die muur spring en die dame was toe beroof en hy was besig om na haar kamer toe te vat. Wat ons sou doen weet ek nie. Dank Vader het nie gebeur nie. En toe ek terugkom by die huis, toe sê ek vir my vrou, sien jy kom ek vir jou sê dis tyd. En toe sê sy vir my is reg. Ja, so toe ek nou by die GPF eventueel aansluit, sê ek vir my vrou, weet jy, die dag toe ek 'n polisieman geword het en ek uit die college uitgekom het en uitgepasseer het jy 'n eed afgelê. Maar eed het gesê om te beskerm en om te dien. En daai belofte wat ek daai dag gemaak het, het nooit gesê dat daai eed tot 'n einde kom as ek ophou om 'n polisieman te wees nie. En ek dink dit is maar waar daai begeerte en daai drang en daai ywer vandaan gekom het om misdaad te veg. Want dit is maar net in my bloed. Jy weet, ons het toe begin fokus op dwelms. Jy weet, as ek kyk na ons jeug en hoe hulle getuister word met dwelms vandag, is dit te skokkend. So het ons begin sien hoe dinge verbeter het. Ons het nou al op 'n situasie gekom in hierdie area waar ek dink ons sal dit regkry met 30 ouens 'n maand te vang nie, want daar is nie meer so baie nie. En dit het harde werk gevat en dit was 'n risiko, dit is gevaarlik. Maar as ons nie op daai punt kom dat ons besef, weet jy, Suid-Afrika word getuister deur misdaad en om dit in die hande van die polisie te los alleen is vir hulle onbegonne taak. As ons as publiek nie gaan inklim en help nie, gaan ons hierdie geveg verloor. En die probleem daarmee is ons kinders van môre. Want dit is ons grootmense van môre. Dis die toekoms van ons land en dis wat ons moet beskerm. Onthou, ons kan niks doen as die Here nie in die saak is nie. En dis baie eenvoudig. Hy gee vir jou daai sintuig wat nodig is. Hy koop jou om te kan doen wat hy wil hê jy moet doen. As ons almal ons beste gee en hard werk en met die genade en hulp van die Here, miskien kom maar 'n dag wat ons kinders weer op straat kan speel soos toe ek klein was. Met ons fietsse kan ry en balskop in die straat. En ons vrouens ongehinderd winkels toe kan ry en terugkom huis toe na die karre klim en die groceries indra in die huis in sonder om gehijack te word. Want dit is waaroor dit gaan. Ons beskerm ons eie en ons naaste en dit is ons familie. En buite ons familie is ons gemeenskap waar ons bly. Dis die mense wat ons ken, dis die mense waarvoor ons lief is. En dis kom ons dit doen.